Welkom by die week se AMT weer vooruitskatting moontlik gemaak deur Komdi Graanbemarking. Goeiedag. Ja, met Nampo wat hierdie week daar was of nog steeds is, het ons baie lekker temperature gehad, geen reën nie. So dit was eintlik baie lekker temperature. Een van die redes, of die rede, is dat hier 'n hoëdrukstelsel nou redelik gevestig is hier oor die grootste deel van Suidelike Afrika, wat vir ons mooi weer toestande gaan gee en baie minder reën. Temperature, hierdie was van 4 tot 10 Mei, die minimum temperature, en ons kan sien daar was kolle, die ligblou gedeeltes, waar temperature onder vriespunt was, en groot gedeeltes so tussen 0 en 5 grade Celsius. Maar weer eens vir hierdie tyd van die jaar, ons verwag dit, en is dit eintlik nog warmer as normaal. Daar is 'n frontale stelsel, eintlik 2 stelsels, wat hier uit die suidweste die land nader, en van ongeveer hier by 1920 Mei gaan dit die land beïnvloed. As ons dan kyk na temperature wat ons verwag, minimum temperature, hier van 21 Mei af, die blou gedeeltes onder vriespunt, so gaan ons sien dat groot dele van die suidelike binneland, wat dan die suidelike dele van die Noord-Kaap, Suid-Vrystaat, noordelike dele van die Oos-Kaap, Lesotho, en ook dele van die Wes-Kaap insluit, waar ons onder of benede vriespunt temperature en ryp gaan kry. Maar weer eens, dit is al later as normaal wat hierdie eintlik behoort voor te kom. Van 20 Mei, van 19 Mei af, maar veral 20-21 Mei, is daar 'n baie groot kans vir reën oor die Wes-Kaap, winterreënvalgebied, en dit lyk ook sommer na swaar neerslae. Op hierdie stadium lyk dit asof daar 'n 30 na 50 mm kan voorkom. So ons moet maar kyk vir dat ons daar's 'n moontlikheid dat ons oorstromings gaan kry. So ons moet maar dit in gedagte hou. FSA mielieproduksie. Ons weet hulle beplan om so ongeveer 1.8-1.9 miljoen hektaar meer te plant mielies as verlede jaar, wat omtrent 3/4 van ons totale aanplantings is vanjaar. So dit gaan nogal groot bepalend wees, of baie bepalend wat die toestande gaan wees. Kyk ons so hier in die tweede week van Mei, die bruin gedeeltes en die soliede lyn, so ongeveer 60% wat klaar geplant is. Teenoor die afgelope paar jaar, en die gemiddeld, is dit meer as wat die gemiddeld vir ons aandui. Omtrent so 30% het reeds opgekom, so dit lyk nie asof daar 'n groot probleem aanvanklik nou is nie. Daar was egter die afgelope tyd baie sprake, of nie sprake nie, maar dit het wel gebeur, van baie hoë temperature, hittegolftoestande, wat voorgekom het. En ons sien hier van 4 tot 10 Mei, en dis die afwyking van 'n gemiddeld, en die bruin gedeeltes hier van 6 na 10 grade Celsius warmer as normaal oor die noord of die midweste of meer die sentrale en noordelike dele. Meer suidwaarts, redelike koeltoestande wat geheers het. Kyk ons na die voorspelling vir die volgende week, skuif hierdie baie warm toestande meer suidwaarts, en is die groot konsentrasie van hitte nou rondom Texas, waar daar baie hoë temperature gaan voorkom. Wat reën vir die FSA betref, oor die korttermyn, sien ons daar's 'n redelike klompie reën wat oor hulle graangebiede kom. Nou dit is so die sentraal na noordelike sentrale dele, wat so tussen ongeveer die groen gedeeltes, en hierdie is nou in duime, maar hier tussen 10 en 30-40 mm behoort te kry in die volgende week. So dit lyk tog asof toestande redelik gaan draai, alhoewel suidwaarts meer na Texas toe minder reën en baie warm toestande. Langer termyn, hierdie is die Julie, Augustus, September voorspelling.
En as ons gaan kyk sommer eers na Suidelike Afrika, is dit redelik wit en die geel gedeeltes is ondergemiddeld, so die wit gedeeltes of grys gedeeltes is omtrent die normaal, en dit lyk dan Julie, Augustus, September normaal, tot dalk bietjie ondernormaal veral oor die noordoostelike dele. Maar ons weet hierdie dele kry nie normaalweg reën in die winter nie. Wat wel verander het, dit lyk of die toestande vir die winterreënvalgebied beter is as wat vorige voorspellings aangedui het. Kyk ons na die FSA, dan sien ons daar is ook redelike bekommernis vir ondergemiddelde reën, kol, hier van Julie, Augustus, September, en onthou, dis die belangrike reproduktiewe maande, so ons moet kyk wat daar gebeur. So opsommend, baie min reën vir die somerreënvalgebied vir die volgende weke en selfs maande, redelike swaar neerslae is moontlik in die winterreënvalgebied hier van 19 tot 21 Mei, dit kan selfs tot teen die Weskus 'n klompie reën voorkom. Springbok in daardie gedeeltes kan dalk ook so 1 of 2 mm reën kry. Minimum temperature gaan onder vriespunt wees vir die suidelike binneland, en dit lyk asof hierdie laer temperature veral oor daardie gebiede maar gaan aanhou. Verder noordwaarts nog tipiese herfsweer, nie regtig koue toestande nog nie, alhoewel die nagte kouer word, maar ons verwag nog nie ryp oor die sentraal na veral die noordelike dele in die volgende weke nie. So mooi loop, lekker boer. Baie dankie Johan, interessant soos gewoonlik. Los asseblief vir ons kommentaar oor wat julle graag sal wil hoor in die volgende video's, of kontak my sommer direk, ons wil graag van julle hoor. Hierdie video's word moontlik gemaak deur Komdi Graanbemarking. Julle is dan ook welkom om ons nuwe webtuiste by aimtrends.co.za te gaan besoek vir meer inligting, maar ek sit ook al die skakels na al ons sosiale media platforms in die beskrywing onderaan. Ek is Dr. Johnny van der Merwe, dankie dat jy ingeskakel het en sien volgende week.